By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Het die mens die hel uitgedink. Baie mense gaan natuurlik nou frons omdat ek sê die mens het die hel uitgedink. Want toe ek hierdie praatjie bemark op Facebook, toe sê 'n familielid van my onmiddellik, daar is 'n hel want Jesus Christus die seun van God sê so. So mense het 'n probleem daarmee as jy sê hierdie goeders wat in geskrifte staan is deur mense voortgebring. Dit is maar 'n probleem, maar ek gaan nou nie daarop uitwy nie. Ek dink die verloop van hierdie reeks het al klaar vir ons gewys hoe dat hierdie goed oor baie klippe gehardloop het, uit baie mense se koppe en baie kulture ontstaan het en het mekaar beïnvloed. Dit is 'n eg menslike produk, hierdie geskrifte. Nou die praatjie gaan oor 'n ewige verdoemenis vir al dit. Geregtigheid en die mense hunkering na 'n regverdige wêreld. Nou ek en julle het groot geword met die idee dat die hel die mees vanselfsprekende ding in die wêreld is. As 'n kind het dit uiteraard nooit by my opgekom dat 'n mens daaroor mag wonder nie. Mag wonder oor waar dit vandaan kom nie, want die hel was maar net altyd daar. Soos die engele, soos die hemel, soos Adam en Eva. Jy vra nie waar dit begin het nie. Jy aanvaar dit net, want dit is hoe die werklikheid lyk. Maar hoe ouer ek geword het, uiteraard en julle ook saam met my, hoe meer het ek begin wonder oor al hierdie sogenaamde vanselfsprekendhede.
En ek wonder vandag nie meer of mense nog in die bestaan van die hel glo nie. Ek weet dit, maar ek wonder dikwels waarom mense steeds in hierdie soort goed glo sonder om die oorsprong daarvan te wil bekyk. Maar eintlik ken ek daai antwoord. Dit staan in die Bybel. Maar dis ook wat mense dink wat in die Bybel staan, en dit sal net nou duideliker word. My volgende vraag is egter, nadat iemand sou sê dit staan in die Bybel, is waarom staan dit in die Bybel en hoe het dit daar beland? Waarom het die mens ooit begin dink dat daar 'n plek moet wees waar sommige mense vir ewig en altyd gestraf moet word? Ek het tot my verbasing ontdek dat die meeste antieke beskawings nie so 'n ewige straf het nie. Daar bestaan in die meeste beskawings nie so 'n gedagte nie. Hulle het doderyke gehad, die onderwêreld, plekke waar dooies woon, maar die idee dat 'n gewone mens na 'n lewe van 70 jaar vir ewig en ewig gemartel gaan word, dis baie, baie skaars in die antieke beskawings. Maar ek dink as ander vrae wat gevra moet word, nog voordat 'n mens sal vra, bestaan daar 'n hel? Vrae soos die volgende: waarom sou die mens die hel nodig vind? Waarom het ons die hel nodig? En dit is interessant hoe voorspelbaar ons as mense is. Van die vroegste tye af. Gee vir ons 'n wêreld vol pyn, en ons vertel vir jou stories van 'n paradys wat nie meer bestaan nie. Gee vir ons oorstromings, en ons vertel vir jou stories van arke en sommige mense wat gered word en ander word verswelg. Gee vir ons 'n chaotiese en 'n bose wêreld, en ons wag vir 'n verlosser van iewers. In alle kulture is dit hoe dit werk. Maar gee vir ons onreg, ware onreg, dan begin ons droom van iets anders. Ons begin droom van 'n hof wat nie omkoopgeld van die rampokker gaan vat nie. Ons begin droom van 'n regter wat niks gaan miskyk nie. Van 'n plek waar Hitler uiteindelik nie gaan wegkom nie. En waar kindermoordenaars nie bloot in die grond gaan verdwyn om vir altyd te slaap nie. Waar tiranne nie eenvoudig sterf en daarmee is dit nou klaar nie. En ek vermoed, en dit is waar hierdie eerste saadjie van die hel geplant word. Dis eintlik in 'n mooi plek. Dis nie in haat nie. Maar is in die mense verlange na geregtigheid. Ons wil hê geregtigheid moet geskied. Nou kom ons reis dan nou vandag weer eens deur die antieke wêreld en ons kyk wat het hulle gemaak met hierdie behoefte aan 'n wêreld waar geregtigheid sal geskied. Ons begin weer in Mesopotamië. Dis my gunsteling vertrekpunt, want daar is nie 'n ander ene nie. Die Mesopotamiese godsdienste en beskawings het mekaar opeengevolg en dit was daai tyd nog so 'n bietjie minder gekonsolideer, maar dit was nietemin die oudste beskawing wat aan ons bekend is. Hulle almal het geglo aan die onderwêreld. Nie dat goeie mense na 'n hemel toe en slegte mense na 'n hel toe gaan nie, maar almal gaan na dieselfde onderwêreld toe. Dis skaduagtig, dis nie baie lekker daar nie, maar dit is nie 'n straf nie. Dis bloot die dood. Die Egiptenare het so bietjie anders gedink. Hulle het gevra, hoe het jy geleef? En dan het hulle jou hart geweeg. Dis nie teen 'n wetboek geweeg nie, maar teen 'n veer in 'n skaal en die standaard was ma'at. Ek het dit 'n paar weke gelede vir julle genoem. Nou ma'at vir die Egiptenaar was waarheid, dit was balans en geregtigheid. So, kom ons weeg gou jou siel en kyk hoeveel daarvan in jou lewe teenwoordig was. As jou hart swaar was en te lig geweeg het teen ma'at, dan word jou hart heeltemal verslind en vernietig. Jy word nie vir ewig gemartel nie, jy word uitgewis. Vir die Egiptenaar was om nie te bestaan nie baie erger as om te ly.
Jy verdwyn, ons is klaar met jou, vir altyd. Dan stap ons Griekeland toe. Hier raak het veel interessanter. Ons ken seker almal die Tartarus. Dis dan maar hulle weergawe van die hel. En dan dink ons sommer instinktief. Uiteindelik hierso is 'n hel waar hierdie rampokkers gestraf kan word. Maar kom ons wag so 'n bietjie voor ons opgewonde raak, want dis nie waar gewone Grieke heen gegaan het nie. Die Grieke het nie 'n hel geskep, 'n plek van ewige pyn vir elke ou wat sommer maar net 'n paar foutjies gemaak het nie. Hulle het daai plek vir mense so Sisyphus, en ek het vir julle vertel van Sisyphus. Dit was daai koning wat so arrogant was, dat hy die gode gekoggel het, en hy is gestraf, deurdat hy 'n groot swaar klip teen 'n berg moes oprol, en dan die klip weer afgerol, dan moes hy hom oprol, en weer afrol, en dit sou vir ewig duur, en dit sou sy ewigdurende hel en straf wees, vir sy hoogvaardigheid teens die gode, sy opstand. Nou dit het ook iemand anders getref, in Tantalus en Ixion, en dis mense wat die gode uitgedaag het. Hulle is zwaar gestraf. Ons het in die Bybel ook so ietsie van, daar's nie 'n groter sonde as om teen die Heilige Gees te sondig nie. So dis amper iets soos dit. Maar gewone Grieke het Hades toe gegaan. Dis 'n vaal plek, dis weer eens net soos in Mesopotamië se onderwêreld, glad nie lekker daar nie. Maar dit is ook nie verskriklik nie, dis maar net stil. En die gode straf dus net sekere mense vir altyd. Die ander gaan maar net na die onderwêreld toe. Die gedagte hier by die Grieke was, gewone menslike oortredings en swakheid is alright. Dit gooi nie die geregtigheid van hierdie wêreld so uit koers, dat ons nie daarmee kan saamleef nie. Hulle was, soos kinders sal sê, tolerant. Hulle was verdraagsaam teenoor die menslike toestand, en hoe 'n mens maar van nature is. Dan gaan ons ooste toe, Indië toe. Hier verander alles heeltemal, soos gewoonlik wanneer ons na die ooste toe draai. En waarom het verander is, omdat hulle anders gekyk het na tyd. Ons kyk na tyd soos 'n pyl. Hy begin by 'n plek en hy eindig iewerste. Dit is hoe ons dink oor tyd, lineêr as die weste. Maar vir die oosterlinge loop dit mos heeltyd in 'n siklus. Vir hulle is daar nie 'n begin, 'n middel en 'n einde nie. Vir Hindoes en Boeddhiste word jy gebore en jy's in 'n wiel. Jy sterf, jy word weer gebore. En dit gebeur weer en weer en weer. Daar is wel helle. Daar's nogal baie helle. Daar's kort helletjies. Jong helletjies. Daar's geen bejaarde helle nie. Daai vure is jonk. En daar is geen ewige een nie. 'n Vuur wat brand sonder ophou nie. Daar is nie sulke helle nie. Niemand daar in hulle helle bly vir altyd in 'n hel nie. Jy bly net daar totdat jou karma uitgewerk is. Dan beweeg jy aan. Die heelal, en dis die gedagte wat ek wil hê julle hier moet hoor. Die heelal, die wêreld in hulle koppe, is nie 'n hof nie. Dis nie 'n plek van straf nie. Dis 'n skool. Ons leer jou om mens te wees. En daarom gaan jy nie vir altyd hel toe nie. Jou karma word uitgewerk, dan word jy gesuiwer, en dan kry jy weer 'n kans. Dan gaan jy aan. Want ons gedagte is nie om jou te pynig en vir altyd vergelding op jou te pleeg nie. Ons gedagte is net, ons wil geregtigheid hê. Daai oorspronklike rede hoekom die hel ooit 'n konsep geword het. Ons wil geregtigheid hê. So as jy nie mooi maak nie, gaan ons jou leer tot jy mooi maak. Dit was 'n skool. Dieselfde gebeur in Boeddhisme. Naraka is nie 'n tronk waar jy toegesluit word en die sleutel word weggegooi nie. Dit is eerder net die natuurlike gevolg van jou eie lewe. Soos wanneer woede uiteindelik jou eie gemoed se gevangenis word. Maar selfs dit hou volgens die Boeddhis nie vir ewig aan nie. Want niks in die ooste hou vir ewig aan nie. Selfs nie jou lyding nie. Nou kom ons by 'n interessante nasie. Ek verwys voortdurend na hom. Persië, met die profeet Zoroaster. Beslis, volgens alle kenners, het Zoroaster, die Persiese profeet,
met sy godsdiens wat die Jode toe hulle in ballingskap in Persië was, raakgeloop het daar. Hy het hulle ongelooflik beïnvloed. Ek sê altyd, Persië en Zoroaster het vir die Jode die duiwel gegee. Hulle het nie 'n duiwel gehaat nie. En mense sal dadelik sê, maar wat van Job? Daar was Satan, dit was nie Satan nie. Dit was 'n ander naam, dit was een van God se mindere gode in sy goderyk en na in sy hemelryk, dit was nie Satan nie. Die Lucifer gedagte, die gevalle engel gedagte, die bose, slegte God wat 'n teenpool is van God, daai gedagte is gebore vir die eerste maal in die wêreldse beskawings by Zoroaster in Persië. Die Jode is vir jare daar in ballingskap en die klomp van hulle wat daar was, leer daai dualisme van die wêreld bestaan uit twee ryke, twee gode en uiteindelik twee eindbestemmings. Dit kry hulle dan nou daar. So by hom het ons heeltemal hierdie nuwe ding gekry van daar's 'n kosmiese oorlog. Voor dit was, vir die Jood, was God in beheer. Maar van nou af is daar 'n kosmiese oorlog. Dis lig teen duisternis, dis goed teen sleg. Maar selfs by hom is die hel nie ewig nie. Selfs by Zoroaster was dit nog nie ewig nie. Al wat daar sou gebeur is die bose mense gaan gesuiwer word. Die doel is nie eindelose pyn nie. Die doel is herstel. Die heelal eindig nie aan die einde in twee verdeelde kampe waar 'n klomp mense vrolik is en druiwe eet en melk en heuning en roer en so nie, en aan die ander kant mense wat skree want hulle brand die hele tyd nie. Dit het nie by hom bestaan nie. Hy het gesê die einde is, die hele wêreld se mense word gerehabiliteer en genees om mens te wees. Nou so tot dusver het ons nou nog nie 'n ewige hel raakgeloop nie. Dan kan jy nou vanoggend vir my vra nou maar wat van Israel? Aanvanklik het die Hebreërs ook net Sheol gehad. Nou Sheol was net 'n skaduplek. Dit was die dood, dit was die doderyk en almal het soontoe gegaan. En ons weet, daar het ek 'n praatjie gelewer nou in daai reeks oor die antieke wêreldbeskouings oor presies wat die Jode oor die lewe na die dood geglo het en hulle het ongelooflik verskillende goed geglo. Is 'n rykdom van goed wat hulle geglo het. So ek kan nie nou daarop ingaan nie. As jy belangstel om dit te hoor en jy het dit nie gehoor nie, kan jy daai praatjie gaan soek. Die lewe na die dood vir die Jood. Maar dit was min of meer so, dit was 'n doderyk. Daar kon verskillende plekke in die doderyk wees, party is meer aangenaam, party is die boesem van Abraham, party is 'n plek waar jy rus, ander, jy weet, waar jy dwaal. Dit was baie verskillend. Maar later ontwikkel die Jode die gedagte van Gehenna. Nou Gehenna word uiteindelik die hel. Maar dit het begin by 'n plek wat letterlik buite Jerusalem dag en nag 'n vuur gehad het wat gebrand het. En daar is afgereken met 'n klomp mense. Dit was 'n fisiese ding geweest in Israel, wat 'n simbool geword het vir die straf. So of die hel nou letterlik vuur is nie iets wat jy kan baseer op daai Gehenna, die vuur buite Jerusalem. Dit is wel as 'n metafoor gebruik in die geskrifte en die tradisies. Maar wat interessant is, in die Joodse tradisies was die hel nie permanent nie. Steeds nie permanent nie. Die rabbies, by verre die meeste van hulle het geglo, dat die meeste mense hoogstens 12 maande, nou mense glimlag as jy dit hoor, want waar het hulle dit nou gekry? Dus kom ek sê, die goed is so menslik. Jy gaan hoogstens 12 maande hel toe, en dan word jy daar gesuiwer, en dan kom jy terug, dan is jy klaar met daai ding, jy is nou 'n gesuiwerde siel. So nou begin julle dalk dieselfde vraag as ek vra. As die meeste antieke kulture, die Jode, die Ou Testamentse Jood, die Jood wat in die tyd van Jesus in die Nuwe Testament leef, nog nie by so 'n konsep van 'n ewigdurende hel uitgekom het nie, waar op aarde kom hierdie idee toe vandaan? En hier is die antwoord. Dit lê nie in een boek, een geskrif, een profeet of een godsdiens nie. Dit lê in eeue se ontwikkeling, waar godsdienste mos nou nie in vakuume geleef het nie. Nasies het met mekaar handel gedryf,
met mekaar oorlog gevoer, mekaar in ballingskap geneem, vertalings van geskrifte gedoen en het idees by mekaar oorgeerf. Daai hele tydse wêreld, so goed is uiteindelik 'n byeenvloei van 'n klomp gedagtes, en dit is 'n twyfel wat daar gebou is, waaraan ons later jare, veral ons as Nuwe Testamentiese Christene, geëet het. Dit was 'n twyfel. So ontwikkel die godsdiens. En dit is 'n lang gesprek, met ander woorde, waar langs die hel waarmee ek en jy groot geword het. Waar hy, ek het amper gesê die hel waarin ons groot geword, die hel waarmee ons groot geword het, hoe hy ontwikkel het, 'n baie lang gesprek. Nou die eerste belangrike invloed van hierdie idee van die ewige hel, kom wel uit Persië. Dit kom wel van Zoroaster. Toe hy beskryf dat hier is hierdie kosmiese stryd, en nou ontwikkel wat ons noem die apokaliptiese gedagtes en denke. Dinge waaroor nou nog sci-fi flieks gemaak word, wetenskap-fiksie flieks gemaak word vandag. Die apokaliptiese denke leef baie sterk in die mens, die hedendaagse mens ook. Ons kry hom bitterlik sterk nou, veral gedryf deur die konflik tussen Israel en Gaza, tussen die goed wat daar in Amerika aangaan en die liberales, die konservatiewes en die woke mense. Jy kry vreeslik hierdie ding van, dinge word nou na 'n spits toegedryf en die wêreld gaan uiteindelik by 'n plek kom waar daar 'n oordeel gevel gaan word en julle gaan daai kant toe en ons gaan die kant toe. En dit is 'n ding wat nou maar in die mens posgevat het daar, maar Zoroaster was verantwoordelik daarvoor. Hy het die wêreld begin teken as iets wat in 'n kosmiese stryd metafisies gewikkel is, en die mens kan nie ontkom aan hierdie stryd nie. Jy skaar jou by een van hierdie gode, die goeie of die slegte een, die Satan of God in die latere geval wat ons nou leer ken het, en dan is jy deel van hierdie hele prentjie, en is jy ook uiteindelik deel van dit wat gaan gebeur aan die einde. Jy gaan brand, of jy gaan, soos ek net nou gesê het, melk en heuning lekker roer en drink. Nou wanneer die Jode dan in die 6de eeu voor Christus, toe nou in ballingskap daar beland in Persië, toe kom hulle met hierdie wêreldbeeld in aanraking vir die heel eerste keer, want hulle het geleef met hierdie ding van God gee siekte, God gee gesondheid, God gee lewe, God gee dood, alles is net God. En selfs as daar 'n bose gees in iemand invaar wat lieg, soos 'n profeet, dan sê die Bybel, God het daai bose gees in daai mens ingevaar. God is in control, sou ons sê. Maar hier hoor die Jode, God het 'n teenwig, 'n teenvoeter, daar's 'n mag, 'n ander ryk, 'n hele ryk, 'n bose ryk, waarvan die hoof, waarvan hy teen God staan, en hulle het 'n oorlog wat hulle voer. Nou in die oudste Hebreëse tekste kry jy nie so iets nie, maar na die ballingskap begin praat die Jode hierdie taal. En Satan word toe 'n veel groter figuur. Nou moet mense ook byvoeg, dis 'n bietjie ingewikkeld, maar onthou, die Nuwe Testament word geskryf in 'n vergriekste era van die Jode se bestaan. Daarom is hy in Grieks geskryf. Daarom is die denke al hoe meer Grieks. En daarom as jy met die evangelies aanbeweeg, van Markus wat die eerste evangelie was, tot aan baie later Johannes, was dit hulle so vergrieks, dat hy 'n sikliese Christologie skryf, van Jesus wat by God was, en toe aarde toe kom. Die ander het glad nie dit gesê nie. Hulle het gesê, toe hy gedoop is daar in die Jordaan, toe maak God hom sy seun. Hy was nie tevore sy seun nie. Dis interessante goed wat mens net verstaan, as jy verstaan, hoe dat die vergrieksende proses in die Jode se lewe 'n rol begin speel. Nou begin praat hulle, nou is daar ook die mites, in die Griekse mite, van die God wat in die onderwêreld ingegooi word, en hy is nou die hoof van die onderwêreld, en hierdie stories alles trou met mekaar, en Zoroaster se storie van Angry Manju, die slegte God, al die goed trou met mekaar, en die Jode ontwikkel 'n Satan. Skielik het hulle ook 'n Satan. En toe begin ontwikkel die apokaliptiese denke van, daar moet 'n einde kom aan hierdie bose wêreld. God gaan afreken met hierdie wêreld, en dit gaan dramaties wees. Dramaties die einde van hierdie wêreld. En begin hulle met boeke soos Daniël en soos 1 Henog, en hulle begin praat van groot eindgebeure, waar regverdige mense beloon gaan word en goddelose mense veroordeel gaan word.
Daai gedagte van 2 eindbestemmings lewe toe baie sterk in die mens wat die Nuwe Testament begin skryf het. En intussen beïnvloed die Griekse wêreld oor 'n siel wat ewers heen gaan. Daai dualisme wat ons by Plato geërf het, beïnvloed hulle toe ook. So toe begin hulle ook nou benoud raak as ouma of oupa doodgaan, waar gaan daai enetjie nou heen? Die fokus het stadig begin verskuif. Het het nie vinnig gebeur nie. Van die vroeë Christelike beweging voeg toe vir ons nog 'n laag by. En ek gaan nou uitbrei oor Jesus. Maar hulle verkondig toe dat God se koninkryk is nou aan die kom. Daai apokaliptiese dramatiese einde is aan die kom. En die eerste Christene leef met daai verwagting dat hulle dit nou gaan sien. Hulle verwag dit nou en Jesus ingesluit. Hulle het verwag dit gaan sommer nou gebeur. Paulus het dit so naby geag dat hy gesê het, moenie trou nie. Jy mors net jou energie en jou tyd. Moenie goeder koop soos huise nie. En ons weet almal die eerste Christene het alles gemeenskaplik besit. Dit was 'n kommunale storie want hulle sit in wag vir die apokalips, vir die einde. Dis nie daar vers soos wat ons dit inlees in die Nuwe Testament nie. Hulle het dit in hulle eie tyd verwag. So eeue later, toe kom kerkvaders by, middeleeuse teoloë, kunstenaars, predikers, digters, Dante met sy Inferno, en hulle brei hierdie gedagte middeleeus van 'n hel verskriklik uit, en dit word iets in die volksmond. Daar's demone, daar's marteling, daar's vuur, daar's 'n ewige skeiding tussen hemel en hel. Hierdie goed het baie stadiger gebeur as wat ek en jy ooit sal vermoed. Die eindprentjie wat ons gekry het nie kaplaks gebeur nie. En omdat ons aan die einde van die proses gebore is van hierdie helontwikkeling, dink ons dit was vinnig, en ons dink dit was maar net altyd so, maar dit was werklik 'n baie stadige proses. Byna oor 'n millennium het hy ontwikkel. Hier's nou 'n hemel, hier's 'n hel, hier's 'n ewige skeiding, en so glo mense in ons land by hulle hordes vandag nog. Dit beteken dat die hel nie deur 'n persoon op 'n dag uitgedink is nie. Dis ook nie deur 'n godsdiens uitgedink nie. Dit is die eindpunt van 'n lang historiese gesprek waarin Persiese dualisme, Joodse apokaliptiek, Griekse filosofie en mites en Christelike teologie uiteindelik oor eeue heen in een gevleg geraak het. En soveel ander godsdienstige idees het dit gegroei eerder as om op 'n dag net volledig en klinkklaar te verskyn, en daarmee kry jy iets anders. Dit het nooit so geraak dat almal eenders daaroor geglo het nie, selfs nie vandag nie. Maar nou wil ek julle terugvat na die kern van hierdie gedagte. As 'n mens die hele ontwikkeling fyn dophou deur al daai kulture heen, dan kom jy iets agter. Jy kom agter dat die denke van die mens het verander. En dat daar iets onderliggend in die denke van die mens is wat verander het. En dit die dryfveer was vir hierdie ontwikkeling in die gedagtes oor die hel. En dit was dit. Aanvanklik, en ek het dit aan die begin gesê, hoe het die gedagte ontstaan? Ons wil 'n wêreld van geregtigheid sien. So aanvanklik het mense gevra, hoe maak ons hierdie wêreld 'n plek van geregtigheid? Hoe maak ons dit 'n gesonde wêreld? Hoe maak ons hierdie wêreld sodat hy genees word van die boosheid wat ons sien plaasvind? Maar toe later, toe word hierdie ding 'n baie skerper en ek wil vanoggend sê 'n meer venynige onderliggende motief in die mens se siege. En ek dink dit is omdat mense so moeg word vir boosheid. Dan word jy nader in jou moegheid, is al jou energie klaar. Ek is nou klaar met jou. Ek het nou nie meer geduld nie. Dis soos wanneer 'n ma, hoe sê hulle, haar koel verloor. En nou slaan sy te hard. Nou is sy kwaad. Nou is dit nie meer ek gaan die kind rehabiliteer en mooi groot maak nie. Nou mishandel ek my kind. En dit het in die mense kop, daar het 'n mishandelende motief in die mense kop begin plaasvind. En ek dink dit is omdat mense moeg geraak het vir boosheid. So nou het hulle begin vra, hoe straf ons hierdie bose mense?
En julle, en ons kry daai motief op Facebook vandag. Heen en weer tussen mense. Die hel gaan vir jou brand. Die hel wag vir jou. En ek stuur jou sommer nou al. Daar's daai ding wat ontwikkel het in die mense siege. Maar nou moet ek versigtig wees, want selfs binne die Christendom is daar vandag nog nie een antwoord oor die vraag oor hoe die hel lyk nie. Is dit nou ewig of is dit nie ewig nie? Want onthou, almal in die Christendom lees dieselfde Bybel, maar ons weet hoeveel verskillende kerke gaan vanoggend hulle klokke laat byer. Want hulle glo nie dieselfde nie, hulle glo so verskillend dat hulle nie eers bereid is om in een kerk te wees nie. So jy sit nog steeds met 'n godsdiens wat ook, en dit mag julle dalk verras, ek weet nie, oor die hel verskillend glo. Sommige Christelike kerke glo aan 'n ewige, bewuste straf. Jy's by jou volle positiewe, jy word gepynig en dit gaan nie ophou nie. Die meeste glo dit. Ander glo dat 'n mens ophou bestaan as jy goddeloos was. Party mense gaan vir ewig leef, ander gaan hulle siele gaan vernietig word, soos die Egiptenare geglo het. Word vernietig, jy hou op bestaan. God gooi jou nie asblik, is klaar met jou. En dan is daar ander wat glo, en dis Christelike kerke wat glo, God gaan jou uiteindelik herstel. Al moet jy vir 'n ruk deur 'n vagevuur of deur 'n hel gaan, maar uiteindelik is God se doel met alle mense om hulle te suiwer en om hulle mooi te maak, en dit is wat God met alle mense gaan doen. So die Christelike gesprek hieroor is veel ryker as wat ons dikwels besef. En dieselfde geld vir Islam, en dis my laaste stoppunt. In Islam bestaan daar ook een boek, maar daar's ook verskillende interpretasies. Want min godsdienste praat uit een mond. Maar aangesien Jesus se uitsprake vir Christene van allergrootste belang is, en ek het nou oor die Jode gepraat, voor ons spring na Islam as die laaste historiese ontwikkeling, kom ons praat oor Jesus. Want my familielid het nou daar geskryf, daar is 'n hel, omdat Jesus Christus God se seun so sê. Nou hier is my antwoord daarop. Omdat Jesus se uitsprake so belangrik vir Christene is dit nodig dat ons nou gaan stil staan daarby en baie mooi kyk wat het Jesus oor 'n hel te sê gehad. Ons moet hier onthou dat die evangelieskrywers dekades na Jesus begin skryf het. Hiervan na 40 plus na Jesus tot oor 100 plus. Daar is mense wat vandag sê dat die Johannes evangelie hier by 125 na Jesus eers geskryf is. Maar die konservatiewes sê nee, dit is so rondom 90 na Jesus. So jy praat van dekades het verloop, nou skryf hulle. So die ding wat ons dadelik moet weet, en dis nie eintlik oop vir debat nie, dit was ideologiese geskrifte, dit was nie geskiedskrywers wat iewers video gesien het van toe Jesus opgetree het, of daar was 'n bandopname of iets nie. Hulle het deur lang oorlewerings het hulle maar Jesus se lering nou goed gehoor, en hulle het ook baie verskillend geglo. Ons weet hoe hulle ook gestry die eerste Christene, want hulle het geweldig verskillend geglo, selfs oor Jesus, en oor sy goddelikheid, baie verskillend geglo. So, wanneer 'n evangelis die pen opneem en die evangelie skryf, skryf hy sy geloof neer. Sy opvatting, sy interpretasie. En ja, en dit is hoekom jy dit kan kry, dat Markus sê, toe Jesus gedoop word, toe sê God uit die hemel uit, vandag maak ek jou my seun. Terwyl Johannes baie later, baie vergrieks is, hy glo iets anders. Hy glo, Jesus was die Logos, want die Logos is 'n Griekse konsep, die kiem van alles wat is. En hy maak Jesus dit. En hy sê, Jesus was by God, en hy is die skepper. Alles het uit hom ontstaan. So jy sien, ons het nooit hierdie goed raak gelees nie. Maar dit hang af waar daai ou wat skryf gestaan het, wat hy geglo het. Hulle het verskillende goed geglo, en daai verskillende goed staan in die Bybel, en ons lees dwars oor dit, en ons sien dit nie eers raak nie. So as jy praat oor goed wat Jesus gesê het, dan moet jy weet, 'n skrywer het woorde in sy mond gesit, in dialoog, en dit verklank wat die skrywer glo. So, dit is 'n belangrike ding om te sê. Ons kan met alle twyfel volgens Bart Ehrman sê, dat 18% van die goed wat in Jesus se mond geplaas word in die Nuwe Testament, het hy bo alle twyfel gesê. En dis 'n ingewikkelde ding om in hierdie praatjie te hanteer. So min of meer 18%. Maar kom ons kyk, wat sou Jesus bo twyfel oor die hel te sê gehad het?
Hulle reken dis onbetwisbaar dat hy van die Gehenna gepraat het. Daai vuur daar buite Jerusalem. En hy het dit as 'n metafoor gebruik toe hy ook as 'n apokaliptiese profeet, ook 'n profeet wat very dramatically geglo het aan die einde van die wêreld, waar God se oordeel gaan kom en mense in 2 kampe gejaag gaan word, gestraf en beloon. Hy het dit geglo. Want hy was 'n apokaliptiese profeet. So hy het gepraat van Gehenna en hy het dit as 'n metafoor gebruik en daarna gewys daar buite Jerusalem en gesê, dit is wat gaan gebeur met goddelose mense. Hy het byvoorbeeld uitgebrei deur te sê, wie sy broer uitskel, is veroordeel tot die vuur van Gehenna. Dan wys hy na die Gehenna buite die stad. Dit is beter om een oog te verloor, as om in die Gehenna verwerp te word. Hieroor bestaan daar nie onder tekskritici twyfel nie. Tweedens het Jesus gewaarsku dat God uiteindelik gaan oordeel. Sy gelykenisse het beelde hiervan bevat, 'n skeiding van skape en bokke, van koring en van onkruid. 'n Deur wat uiteindelik gesluit gaan word, dat jy nie weer kan ingaan nie. So Jesus het beslis geglo dat mense se optrede saak maak, en dat daar 'n finale afrekening sal wees. Maar het Jesus 'n plek van ewige foltering gepreek? En hier raak dit ingewikkeld. Daar bestaan minstens 4 ernstige akademiese interpretasies oor Jesus en 'n ewige hel. Dis nie sommer net Jesus het gesê daar's 'n ewige hel nie, want dis nie die waarheid nie. Die eerste een is Gehenna as die vallei van Hinnom. Baie historiese meen dat Jesus hierdie plek buite Jerusalem bloot as simbool en metafoor eie aan hoe hy gepraat het, gebruik het om te praat oor die rampspoed en die oordeel wat God gaan vel oor goddelose mense se lewens. Maar dit sê niks van 'n fisiese hel of dat hy vir ewig gaan brand nie, is 'n metafoor. Tweedens het Jesus oor vernietiging gepraat. Dit is ook iewers duidelik. Tekste soos Matteus 10 vers 28 sê, God kan liggaam en siel in die Gehenna vernietig. Julle sal dit onthou daar in die Bybel, waar hy sê, moenie bang wees vir hulle wat die liggaam kan skade nie. Wees bang vir God, want hy kan die siel vir altyd vernietig. Hier kry jy daai Egiptiese idee, daai idee van 'n siel wat droog maak. Ons gaan met jou klaarmaak. Jou liggie gaan uitgedoof word, jy gaan nie langer bestaan nie. Die Griekse woord apolemie beteken vernietig, nie om eindeloos gepynig te word nie. So dis wat sekere akademici sê oor Jesus en hel. En dan die apokaliptiese oordeel. Baie Nuwe Testamentici dink vandag dat Jesus soos Johannes die Doper geglo het dat God binnekort sou ingryp om Israel te oordeel en sy koninkryk te vestig. En dit moet jy dan polities verstaan. En dit kan jy verstaan as jy vandag dink aan wat die gestryery wat nou polities in hierdie wêreld aangaan. Daar's mense wat as jy na hulle luister, dan smelt hulle godsdiens met konservatiewe politiek in een. En dan gaan verkondig hulle dit as God kan nie wag om met julle klomp liberales af te reken nie. Ons gaan terug na konservatiewe waardes. Wat hoor jy daar? Jy hoor politiek, jy hoor ons, ek en my groepie. Jy hoor nie liefde, menslike groei, geestelike ontwikkeling. Jy hoor niks van transformasie nie. Jy hoor konservatiwiteit, reëls en wette, waardes wat erg behoudend is en dan daai venyn teenoor mense wat daarvan afwyk en ons bou vir julle 'n hel wat vir altyd vir julle gaan brand. Dis 'n menslike motief daai wat leef. En in hierdie tyd van Jesus en in Jesus self was daar hierdie ongelooflike moegheid aan die Joodse kant vir hoe hulle nasie gesukkel het. En hoe hulle vyande met hulle gewerk het. En hulle vyande glo in al hierdie gode wat nie God is nie. So hulle meng ook politiek met godsdiens en hulle kan nie wag dat die God van Israel die wêreld gaan oorneem en hulle vyande op hulle plek gaan sit nie. En dit is waar Jesus in 'n sekere sin ook as 'n mens geleef het. En dan die laaste een is tradisionele Christelike uitleg. Lees tekste soos Matteus 25, 'n ewige straf as 'n bewys van 'n hel sonder einde. Maar daar's min
goeie kenners van die Bybel wat daarmee saamgaan. Dit bly 'n metafoor en niemand weet eintlik wat Jesus van 'n ewige hel en vlamme gedink het nie. So wat, as ek alles moet reduseer tot feitelik alle kritiese Nuwe Testamentiese navorsers moet ons sê, Jesus het geglo, God gaan mense uiteindelik oordeel. Hy het die Gehenna, die vuur daar by Jerusalem gebruik as 'n beeld van daai oordeel, 'n metafoor, maar of hy daarmee 'n plek van eindelose, bewuste foltering bedoel het, kan niemand met sekerheid uit enige van sy woorde in die Nuwe Testament bewys nie. So dit is net belangrik om te sê, maar nou ontwikkel Islam, julle sê al, het julle alright nog? Is julle? Islam ontwikkel in die 7de eeu na Jesus, en hulle erf nou 'n reeds geformuleerde Joodse wêreld en idees en Christelike idees oor die hel, en dan praat die Koran ook baie meer eksplisiet oor die hel as wat die Bybel ooit kon praat. By hulle word die hel beskryf as vuur, hitte, rook en 'n straf vir die wat God verwerp en die wat onreg doen. En ons weet in die Christendom bestaan dit ook. Ek sê ons altyd dit vir julle, my liewe vriend Toby wat 'n boeddhis is, gaan ons nou nie hemel toe nie, want hy maak nie saak dat hy so goeie mens is nie, hy glo nie in Jesus nie, so hy gaan hel toe. Nou dit is wat Islam ook glo, as jy nie reg glo nie, dan gaan jy hel toe. So, maar wat interessant is, baie moslim leraars, baie van hulle, en geleerdes sê, alle mense gaan uiteindelik deur God herstel word. Selfs die sondaars wat hel toe gaan. Jy het 'n probleem as jy ongelowig is, en jy is nou nie 'n islamiet nie, dan stuur hulle jou hel toe. Maar as jy 'n islamiet is, so jy glo reg, maar jy doen sonde, dan gaan jy so 'n bietjie hel toe, maar dan gaan jy daar uit kom. En jy sal uiteindelik ook gered word, want hulle sê, God is so genadig, sê Islam, dat hy gewone sondes, en hy gaan self die hel beëindig, want dis maar net gewone sondes wat daar lê. Waar sy toren nie kan ophou nie, is as jy nie 'n islamiet is, en dit is 'n baie, baie groot probleem, en dit glo baie Christene ook, van die Christelike geloof. Jammer vir jou, die deur is gesluit. Jy het nie in Jesus geglo nie, ons gee nie om hoe oulik jy was nie, jy was dalk gift of the giver, se leier, maar ons het vrede met jou, jy gaan hel toe. En ek het dit al dikwels gelees, ook op Facebook. So kom ons laat hierdie beeld nou ten slotte duidelik word, en dan kry ons die prentjie volgende oor die ontwikkeling van die hel. Die beeld het al hoe duideliker geword. Die vroeë Hebreëse Bybel ken nog nie 'n uitgewerkte hel nie. Later jare ontwikkel hy tot by daai plek. In die Nuwe Testament word hierdie oordeelstaal al hoe verneiniger. Dis vir my so ironies. Die godsdiens wat sê dat hulle die God van liefde het. Hulle en Islam later, maar nie eers so erg by Islam nie. Maar die Christelike godsdiens het die verneinigste houding teenoor mense wat verkeerd doen, wat jy op die aarde kon raakloop in die ontwikkeling van die geskiedenis. Dit het my stom geslaan, toe ek dit besef. Dis die mees verneinige godsdiens, met die sterkste oordeel en 'n ewigdurende een, wat jy sal raakloop in al jou studies. Dit wys vir my een ding, dat 'n ontwikkeling in die ontstaan van die Christendom plaasgevind, waar die hel-idee soos klei gevat en mee gevorm is, en die gesprek oor straf, geregtigheid en God en sy barmhartigheid het voortgegaan, en daar's uiteenlopende interpretasies, maar daar's 'n groepering wat die meeste is, waar daar leef 'n behoefte om te straf, 'n behoefte om te vergeld. Dis 'n ongelooflike ding wat homself vandag kultureel, polities en in groeperinge en in silo's uitspeel met 'n bitterlike skerpheid, wat glad nie vir jou 'n toonbeeld is van liefde nie. Die vuur word groter, en nou en dan kleiner, maar eintlik in die meeste se koppe net groter, hy brand al hoe langer, en dit hang die heeltyd af van waar jy staan, en hoe jou hart lyk, en dis vir my die punt van hierdie hele gesprek. Dit bring my by die vraag wat my die heel meeste interesseer oor hierdie hele kwessie, en dit is nie as 'n teoloog nie, nie as 'n mens, nie as 'n predikant nie, nie as 'n skrifkundige nie, maar as 'n gewone
mens? Daai vraag pla vir my. Kan 'n eindige lewe, 'n lewe van 70 jaar, 'n oneindige straf verdien? En dis nie 'n nuwe vraag nie. Filosowe vra hierdie vraag al eeue. Konservatiewe mense het, as ek die vraag vra, al vir my gesê, man, dis nie vir jou om te besluit nie, God het so gesê. God sê, as jy 70 jaar lang goddeloos was, sal God jou vir ewig met 'n vuur brand. Dan sê ek hoor by jou, daai venyn wat my pla. Dit pla my. Filosowe worstel met hierdie vraag. Hoe kan iemand 70 jaar leef, droog maak, en in daai 70 jaar iets doen wat maak dat hy verdien om, sonder dat dit ooit ophou, met 'n vuur se vlamme gebrand te word? Ek weet nie. Ek weet nie of enige God so iets kan uitdink nie. Maar ek dink dis 'n vraag wat eerlik mag gevra word. En nog iets anders val my op. Na mate moderne samelewings ontwikkel het, begin ons vandag anders dink oor geregtigheid. En hier is iets wat vir julle interessant gaan wees. Ons begin dink nou meer aan herstel en rehabilitasie as net straf en vergeld. Dis dit nie waar nie? Ons dink aan in ons korrektiewe dienste aan, hoe rehabiliteer ons jou? Ons wil jou straf, want jy moet betaal, jy moet voel, sodat jy kan hoor. Maar daar is 'n baie sterk versagting, maar ons sê, jy's 'n mens. So wat doen ons nou? Ons vra nie meer net, hoe kan ons jou straf, en dat dit kan pas by jou oortreding nie, maar ons vra, hoe kan ons jou rehabiliteer, dat jy mens kan word, want ons wil 'n wêreld van geregtigheid hê met mooi mense. Ons is terug daar, by die begin. Slagoffers word gehoor. Skade moet herstel word. Oortreders moet verantwoordelikheid neem. Dis nie 'n sagte, papperd geregtigheid nie, maar is definitief 'n ander soort geregtigheid as hierdie ewigdurende hel-vlam storie wat jy kry. Hierdie ding vertel 'n baie mooier storie. En dis amper asof ons nou terug is by daai eerste Mesopotamiese idees oor straf. Eintlik wil ons jou net 'n mooi mens maak, daarom straf ons jou vir 'n rukkie. Die vroegste idees. Die wiel het gedraai, maar nou is dit interessant, nou is dit nie met daai idioom van die wiel draai, hy gaan hel toe nie. Die wiel draai terug na sagtheid, by die Christendom se middeleeuse hel verby, en ons verligting bring ons vandag by 'n baie mooier plek. Ek gaan weer dit vir julle sê, ek vind dit bitter interessant, dat die Christendom die mees brutale gedagte oor die hel ontwikkel het. Dis vir my verskriklik interessant. En ek praat nie eens van hoe graag mense vandag ander mense wil sien hel toe gaan nie. Goeie mense. Hulle moet gaan brand, want hulle wil mos nie in Jesus glo nie. Ek glo dat terwyl mense die boek ophou en ander mense hel toe stuur met hierdie boek, glo ek dat as jy daai motief, sielkundige motief in mense sielkundig gaan ontleed, gaan jy 'n dik boek oor daai motief kan skryf. Maar dit wil ek eers daar laat, want ek wil eendag daaroor ook nog praat, so as julle hier wil wees, moet julle hier wees daai dag, want ek gaan daaroor praat. Ek dink die behoefte om 'n mens hel toe te stuur is 'n siek ding, waar die sielkunde dalk moet beet kry. Nou kom ons gaan eers terug na die begin. Waarom dus, as ek nou land vandag, het die mens aanvanklik 'n konsep soos 'n straf uitgedink? Ek dink nie dit was omdat ons oorspronklik so lief was vir straf nie. Ek dink dit is omdat ons, en ek sluit my en jou daarbey in, doodgewoon nie kan aanvaar dat onreg die laaste woord gaan inkry nie. Ons wil glo die wêreld kan uiteindelik mooi word en sinvol wees, en dat mense goed is. Goedheid maak vir ons saak. Ons kan dit nie uitstaan dat boosheid nou sommer maar net die oorhand kry en daar's geen rekenskap nie. Dis 'n diep menslike legitieme verlange. Ek verstaan dit, ek deel dit, ek glo julle ook. Maar terselfdertyd bly ek wonder. As daar inderdaad 'n God is, soos wat hierdie gelowe hom beskryf, sou sy grootste oorwinning oor die boosheid wat vir my en jou so frustreer,
Sou sy grootste oorwinning oor daai boosheid hierdie menslike venynige ewige straf en marteling wees? Is dit hoe 'n magtige God wys ek is die baas? Of sou sy grootste oorwinning wees om uiteindelik, hy is mos nou magtig, alle mense te rehabiliteer, te genees en te herstel? Sou hy dit kon verduur om mense wat in verkeerde gelowe was, in aanhalingstekens, daar te sit op sy troon en te sien hoe hulle brand en brand en brand en dat, lekker, jy was mos 'n Hindoe, lekker, jy wou mos nie in my glo nie, lekker, jy was mos 'n Boeddhis. Sou 'n God, wat ons vertel so liefdevol is, daar kon sit en dit vanuit daai liefdevolle hart, die liefdevolste hart ooit, dit kon verduur. Jy is in die verkeerde kultuur gebore, ek sien net, ek kan nie verstaan nie. Ek het nie begrip nie, ek het nie liefde nie, ek kan nie jou pad verstaan nie. Ek brand vir jou. Ek weet nie, want ek ken nie 'n God nie. Ek was nog nooit by een nie, ek het nog nooit by 'n God gaan tee drink nie, ek weet nie hoe's gode nie. Maar ek vermoed nie een van ons weet nie, want mense dink hulle praat namens 'n God. Maar hulle kan nie. Hulle praat maar net saam met Bybelskrywers. Dis wat hulle doen. Maar dit weet ek. Die manier waarop mense oor 'n hel praat, verklap oor hoe hulle oor geregtigheid voel. Maar dit gaan dieper. Die manier waarop mense oor 'n hel praat, verklap vir my hoe hulle God sien. En dan die heel diepste, die manier waarop mense oor 'n hel praat en hulle God vir jou so voorstel, verklap vir my hoe hulle oor ander mense dink. Harde, rigiede, vergeldende mense hou daarvan om God so voor te stel. Hulle hou daarvan om met venyn oor mense te praat wat nie so stroopsoet gelowig soos hulle is of in hulle groep is nie. En ek wil in hakie sê, ja, daar's mense wat glo dat ander mense hel toe gaan en wat daaroor huil en vir hulle bid, dis iets anders. Maar daar's in die mensdom 'n venyn. En ek vra vandag hierdie vraag, en ek dink dis die vraag wat ons almal beantwoord wil hê. Hoe lyk 'n heelal waarin geregtigheid? Ja man, ons wil hê jy moet soet wees. Maar ons wil dit en rehabilitasie in een mandjie gooi. Hoe lyk so heelal? As jy vandag 'n wêreld moes ontwerp en jy was God, hoe sou jy hom ontwerp dat jy stoutigheid sal in die hande kry, maar daai stouterd ook rehabiliteer? En ek dink dis die vraag waarmee ek julle wil huis toe stuur. Nie wie het die regte beskrywing van 'n hel nie, maar as ek die heelal moes ontwerp, hoe sou geregtigheid lyk? Ek dink daai antwoord vertel vir jou iets van jouself, baie meer as van die hemel of die hel. En my uitdaging aan ons is vandag dit. Waarom glo jy in 'n ewige hel indien jy daaraan glo? Waarom wil jy nie krities daaroor begin dink nie? Dalk is dit omdat jy die Bybel glo en dat jy glo dit ondubbelsinnig praat, maar dis nie waar nie. En dis 'n teologiese debat op sy eie. Die Bybel gee nie vir jou 'n mandaat om te glo in 'n ewige hel nie. Dis baie ingewikkelder as dit. Maar hier lê die belangrikste vraag. Hou jy daarvan dat sommige mense wie se boosheid jy nie kan vat nie, vir ewig hel toe mag gaan? En dan, waarom? Waarom hou jy daarvan? Dat jou gunsteling booswig eendag hel toe gaan. En daai vraag is die belangrikste vraag van almal, want sy antwoord wys vir jou wie jy in jou hart van harte oor die mensdom, geregtigheid en goedheid dink. Daai antwoord wys vir jou wie jy is.
Dit was vandag my. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.